lewende woord. O Heer my God, as ek in eerbied wonder en al u werke elke dag aanskou, die son en maan, die aarde, sterre, wolke, hoe u dit elke dag so onderhou, dan moet ek juig, my Redder en my God. Hoe groot is U, hoe groot is U, want deur die hele skepping klink dit saam, hoe heerlik Heer, U grote naam, hoe heerlik Heer, U grote naam. Soos 'n wildbok wat smag na waters, mag my siel na U, o Heer. U alleen is my hart verlange, ek bring aan U, Heer. U alleen is my bron van krag, en U teenwoordigheid wil ek wag. U alleen is my hart verlange, en ek bring aan U, Heer. U alleen is my bron van krag, en U teenwoordigheid wil ek wag. U alleen is my hart verlange, en ek bring aan U, Heer. Ja, ek bring aan U, die eer. Goeiemôre gemeente. Baie welkom by hierdie heerlike erediens. Is vir my is altyd so lekker om te sê is 'n erediens want ons bring eer aan God, maar is ook 'n diens wat ons kom lewer, né? Want hy is hierso. Miskien het jy vanoggend nog nie gedink regtig oor God nie. En miskien moet ons net so rustig raak en voor ek dit vra, is daar iemand wat vir die eerste keer hier is? Niemand nie. Daar's hy. So kom ons fokus 'n bietjie op God. En ek het vanoggend toe ons daar agter gebid het, maar net weer hierdie beeld gekry van Openbaring 4, waar die troon van God is. En voor die troon verskyn die hemelse wesens. En as hulle voor God se troon sit, dan staan hulle nie as
dis jy lees toe die tempel ingewy is ook, hulle sê die priesters het net voor God geval, toe hulle sy teenwoordigheid beleef het. So in die hemel staan hulle slaan voor God neer, en hulle aanbid hom. So miskien het ons so sit, en terwyl ons dink oor God, mag God ook hierdie beeld vir jou gee, van hierdie grote God, wat ons toelaat om hom te mag aanbid. So kom ons vat so 'n oombliekie tyd, saam met die Here. Here, as ek so oor die dink, en ons kyk na die groot kosmos, en ons kyk na die mikrokosmos, en ons kyk na ons, en mense dink net oor jou liggaam, hoe elke selletjie werk, en hoe elke ding in mekaar inpas, dan kan ons vir geen oomblik ons eers dink, dat daar nie 'n God is nie. En as daar 'n God is, dan kom bely ons, met ons lippe vanoggend, daar is net een God, U is die enigste ware God, vir wie ons lief het met ons hart en siel en verstand. En ons kom bely, daar is niemand anders nie. Ons kom bely net, dat ons alle eer, alle lof, alle aanbidding vir U wil bring. Soos ons vanoggend in U teenwoordigheid mag inkom. U sê dat jy het vrye toegang deur die bloed van Jesus. Staan daar in Hebreërs 10, het ons vrye toegang tot by U. Ons kan vanoggend in vryheid na U toe gaan. Daar's niks wat ons keer nie. Daar's nie 'n sonde wat ons keer nie. Daar's nie iemand wat wag staan voor U en sê nee, jy mag nie naby God kom nie. U laat ons toe. U laat ons nog verder toe deur vir ons te sê, jy kan vir my sê Abba, Vader. En dis net 'n wow gedagte. So as ons hier is, dan wil ons juis kom vra dat U nou vir ons sal seën. En ek kom lê op julle die seën van die groote God. Vader, Seun en Heilige Gees, mag julle beleef. God is hier. God seën ons. Amen. Ek sien nou niks briefies daar nie. Is daar iemand wat dalk 'n gebedsversoek het, sê gou vir my hande op. Ja, jy's baie aan hierdie kant. Kom ons bid. Vader, ons het nog net met U gepraat, maar ek wil sommer net weer vir U sê, hier is 'n bak wat vol blomme is, wat sê dankie. En mense het hulle hande opgesteek en gesê, ja, ons het 'n behoefte. So lekker om net weer met U te kan praat, en vir U net te sê, hier bring ons dit, en ons kom sit dit voor die troon neer. En ons vra help vir ons. Dis mense wat oor hulle werk wonder, dis mense wat wonder oor geld, mense wat wonder oor hulle familie, bekommerd is oor gesondheid. Ons bring alles voor U. En sal U asseblief op 'n bonatuurlike manier in mense se lewens ingryp. En ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Kom ons staan en dan loof ons die Here.
Ek herinner julle dat ons besig is met 'n reeks uit Jakobus uit. En ek vra julle weer, lees sommer Jakobus so 2-3 keer in 'n week deur. Dit is so 'n kort briefie wat geskryf is deur Jesus se klein boet. Hy was die dominee gewees daar in Jerusalem, wat geskryf het vir sy mense wat oral geëmigreer het. So lees nou Jakobus se briefie en dit is so 'n praktiese boek wat die Here vir ons gegee het. En ons gaan vandag daar lees by Jakobus 3. Vader, dankie dat hierdie brief van Jesus, van u broer, hier binne in ons heilige boek opgeteken is. En ons aanvaar dat wanneer u mense geïnspireer het om hierdie woord te skryf, was dit die Heilige Gees wat dit nie net vir daai mense gegee het, maar ook vir ons. Ons aanvaar dat die woord is normatief, dit bepaal ons rigting, dit is gegee sodat ons kan leer, dit help vir ons om goeie gewoontes aan te kweek, dit wys vir ons op die kwaad, dit leer vir ons om vir u te loof, dit gee vir ons toegang tot genade. Daarom is dit ons is so dankbaar om u woord in ons eie taal, hier binne in hierdie gemeente, in ons hande te mag neem. So Here, kom asseblief self aan die woord, deur u woord. Amen. Nou, ons het so 'n bietjie al gepraat oor Jakobus. Jakobus se brief is geskrywe, soos ek nou gesê het, vir 'n klomp mense wat ver gebly het van Jakobus hulle af, hulle is in die wêreld in, maar hy skryf hierdie brief vir hulle, sodat hy vir hulle kan aanmoedig en vir hulle te sê, luister ouens, dis soos jy moet leef as jy praktiese Christen wil wees. Want jy is 'n Christen en jy leef in hierdie wêreld, maar wat help dit jy glo? En dit word nie sigbaar nie. Dit was verlede week se preek. En onthou jy, ons het gepraat oor beproewings en versoekings, maar vanoggend praat hy oor hierdie klein dingetjie. Ek wil nou nie hê julle met julle tonge uitsteek, want dit is dalk nou nie die regte ding om te doen nie. Maar hier binne in jou mond hang daar 'n ding. En dis hierdie tong. Hy gaan 'n bietjie daaroor praat. So kom ons lees daar by vers 1. My broers, en natuurlik sluit hy die susters in. Moenie dink, sluit is nie.
Julle moet nie almal leermeesters wil wees nie, want julle moet weet dat ons wat leermeesters is, strenger as ander beoordeel sal word. Ons struikel almal in baie opsigte. As iemand nooit struikel in wat hy sê nie, is hy volmaak by magte ook om sy hele liggaam in toom te hou. Vir perde sit ons 'n stang in die bek en dan gehoorsaam hulle ons en het ons hulle hele liggaam onder beheer. Dink maar aan skepe. Al is hulle baie groot en al is die winde wat hulle aandryf baie sterk, word hulle tog met 'n baie klein roertjie gestuur, net waarheen die stuurman wil. So is die tong ook, maar 'n klein liggaamsdeeltjie en tog het dit groot mag. 'n Klein vuurtjie kan 'n groot bos aan die brand steek. Die tong is ook 'n vuur, 'n wêreld vol ongeregtigheid, die deel van die liggaam wat die hele mens besmet. Dit steek die hele lewe van die geboorte af tot die dood toe aan die brand. En self word dit uit die hel uit aan die brand gesteek. Alles wat loop, wat vlieg, kruip of swem, elke soort dier word en is al deur die mens getem. Maar geen mens kan die tong tem nie. Dis 'n rustelose kwaad, vol dodelike gif. Met die tong loof ons die Here en die Vader en met die tong vloek ons die mense wat as die beeld van God gemaak is. Uit dieselfde mond kom lof en vloek. My broers, so moet dit nie wees nie. 'n Fontein laat tog nie uit dieselfde oog vars en brakwater opborrel nie. 'n Vyeboom, my broers, kan tog nie olywe dra of 'n druiwestok vye nie. 'n Brakfontein kan ons nie vars water gee nie. Nou ja, kom ons gaan drink tee. Dit is mos nou genoeg gesê. Wat sal ons nou verder hiervan kan sê? Maar kom ons kyk bietjie wat wil Jakobus en wat wil die Here vir ons hier leer. En ek het vir julle 'n aanhaling daar wat ek gelees het terwyl ek voorberei het. Hy sê, as you go through life, you are going to have many opportunities to keep your mouth shut. Take advantage of all of them. Nou wonder ek of dit so maklik is, en ek weet nie of dit vir jou so maklik is om dit te doen nie, maar ek kan terugdink oor my lewe, en ek kan dink oor baie goed in my lewe, dan weet ek, daar's goed wat ek gesê het, wat ek net nooit moes gesê het nie, wat ek gedink het, as ek net die kans kan hê, om dit terug te trek. Maar iemand het eendag gesê, dit woorde is soos die vere uit 'n verekussing. As jy 'n verekussing oopsny, en jy sien net vere waai, jy kan nooit weer al daai vere terugsit nie. En dis soos woorde is, en dis wat woorde eintlik doen. Nou kom Jakobus en hy sê, ouens, luister, as jy jou tong kan beheer, dan kan jy jou liggaam beheer. Hy sê in vers 1 en 2, hy sê, my broers, julle moet nie almal leermeesters wil wees nie, want julle moet weet, dat ons wat leermeesters is, strenger as ander beoordeel sal word. So, dis die een kant net rondom leermeesters, so, julle wat ergens vir mense iets leer, en vir mense goed wil leer, jy moet weet, as jy iets leer, die Here kyk na jou woorde, maar dan gaan hy verder, hy sê, ons struikel almal in baie opsigte. As iemand nooit struikel in wat hy sê nie, is hy volmaak by magte om sy hele liggaam in toom te hou. So wat hy eintlik vir ons kom sê, dat Jakobus leer ons om te sê, as jy kan jou tong in beheer bring, as jy jou tong, en dan gebruik ons, gaan nou die paar voorbeelde gebruik, onder toom kan bring, in toom kan hou, dan behoort jy enige ander sonde te kan beheer. Dis wat hy sê. So die tong is die een ding, wat maak dat mense sondig, en as jy dit kan beheer, dan is jy eintlik in beheer van 'n klomp goed. Nou gebruik hy 'n paar voorbeelde as hy oor die tong praat, en hy gebruik 4 voorbeelde, as hy elke keer vir ons wil kom sê, maar hoe gevaarlik is die tong? En die eerste een, en dit noem ek woorde onder die toom, hy sê vir perde, sit ons 'n stang in die bek, en dan gehoorsaam hulle ons, en het ons hulle hele liggaam onder beheer. Nou ek weet nie of dit altyd so werk nie, want ek het al 'n perd probeer ry, 1 of 2 keer, maar die perd galop nie saam met my nie. Ek is bo, dan is hy onder, ek weet nie presies hoe dit werk nie. En ek het 'n Absalon ervaring gehad met 'n perd, toe hy vir my onder 'n boom ingery het, en dit was min of meer my laaste ervaring met 'n perd, want my perd het nie geluister nie. Maar julle sal weet, Elise, jy wat nou baie perd ry, maar julle almal wat perd al gery het, jy sal weet, jy klim op daai spierkragtige, groot dier, en dan sit jy vir 'n stang in die bek. En as jy daai stang in sy bek gesit het, en jy het 'n leisel in jou hand, dan julle wat kan perd ry, dan luister hy, is ek reg? Selfs as 'n wilde perd is. En jy kan uiteindelik sê, wie van julle het nou al hierdie wilde perde
wat noem jy dit? Ingebreek. Jy het die stang nodig, en jy het die leiersels nodig, en as jy die leiersels vasvat, ek het nie reg gewerk met my Absalom ervaring nie, want hy het nie vir my geluister nie, maar dalk is dit ek wat nie so lekker die leiersels verstaan het nie, miskien het ek links gedraai het, jy moes regs gedraai het, ek weet nie hoe werk die perd se kop, en dalk was dit 'n linkerbrein-perd en nie 'n regterbrein-perd, ek weet ook nie, maar dit het nie vir my gewerk nie, maar dis wat hy kom sê, hy sê hier in vers 5, so is die tong maar 'n klein liggaamsdeeltjie, en tog het dit groot mag. So, as jy dink oor woorde, dan het dit ongelooflike groot mag. En wat hy eintlik wil sê is dat woorde kan mense so intenseer maak. Aan die ander kant kan jy met woorde mense so motiveer. En wat Jakobus ons wil kom leer is om te sê, jy moet iets met die woorde doen. Jy kan nie maar net terugsit en sê, maar dis maar my woorde nie. Jou woorde moet onder die leiersels kom van Jesus. En Jesus sê die volgende, hy sê in Matteus 12. Hy sê, dit sê ek vir julle. Van elke ligsinnige woord wat die mens sê, sal hulle rekenskap moet gee op die oordeelsdag. Op grond van jou eie woorde sal jy vrygespreek of veroordeel word. So as Jakobus ons kom leer om te sê, ouens, ek wil hê jy moet dink oor praktiese geloof. Met ander woorde, dis nie net geloof wat ek bely en sê ek glo nie. Ons het laasweek gehoor, hy sê die duiwels glo ook. Maar hy sê as jy praktiese geloof wil kom toepas, dan is een van die goed wat jou karakter kom bepaal is jou woorde. En dan gaan hy verder en dan gebruik hy 3 voorbeelde om te sê, hoe lyk woorde wat nie onder die toom is nie, wat nie in toom gehou word deur God nie. Die eerste ding wat hy sê is, ek noem dit woorde aan die roer. Hy sê hier in vers 4, dink ook maar aan skepe, al is hulle baie groot en al is die winde wat hulle aandryf baie sterk, word hulle tog maar teen 'n klein roertjie gestuur, net waarheen 'n stuurman wil. Weet julle wat is 'n roer? Hallo? Dis nie daai roer nie, nee. Dis 'n boereroer nie. 'n Radder, nee. Kyk gou of hy lyk hy. Daai is nou 'n groot boot met 'n klein roertjie. Nou as jy kan gaan kyk, hierdie wedrenne wat hulle so oor die wêreld heen ry met hierdie seiljagte. Ek het al baie keer gehoor, dan sê hulle moes die seiljag insleep. Sy seile werk, die mense is reg, die radio werk, alles werk. Die roer het gebreek. Want die roer van 'n skip bepaal die rigting. As jy in die wind, as jy in 'n storm inkom, dan bepaal die roer die rigting. Nou kom Jakobus en sê, maar as mense se woorde nie onder die leiersels van God is nie, as jy dit nie in toom kan hou nie, dit bepaal die rigting. Dit bepaal die rigting van mense. En ek het so 'n paar aanhalings wat ek net vir julle wil lees. Een man het gesê in 1930, het hy hierdie volgende woorde gesê, hy het gesê, Mein Kampf. In Afrikaans het dit gesê, my stryd. En dit het die woorde geword, wat 40 miljoen lyke later gestop het. Die rigting van die totale wêreld is verander deur een ou, wat sy woord gesê het, 2 woorde, Mein Kampf. 'n ander man het gesê, godsdienst is die opium van die volk. En die stigter van Marxisme en kommunisme, Karl Marx, het die rigting van biljoene mense verander. Vandag nog in China is kommunisme aan bewind is, mense sê aan beheer. Natuurlik was daar 'n man wat gesê het, dit is volbring, en dit het die hele wêreld verander. Daardeur het die geskiedenis en die rigting van die wêreld verander. So hoor mooi, as hy vandag hier sit, en hy sê, en ek wil julle kom leer, ouens, woorde bepaal mense se rigting. Ek lees nou die dag in die koerant hierdie berig van hierdie dogtertjie wat selfmoord gepleeg het, julle het gelees daarvan. Dit staan daaronder, die cool groepie het haar as vet en lelik beskou. So 2-3 maande terug. 2 maande terug. Want dis wat die woorde gesê is. So as ons dink oor woorde, dink wat jy vir mense sê. Hoe praat jy baie keer met jou kinders? As jy vir hom sê, jy stupid, jy doen altyd alles verkeerd. Of as jy vir hom kom sê, jy maak van alles 'n gemors, dan bepaal jy baie maklik die rigting van so 'n persoon.
So wat Jakobus ons wil kom leer is om te sê, onthou net as jou woorde nie ondertoom is nie, as God nie die leiersels van jou woorde het nie, dan is dit so dat jy baie keer die rigting van mense se lewens kan bepaal. En die uitkoms kan baie keer negatief wees. Natuurlik is jy positief ook daar. As wanneer jy positief praat, kan jy mense se lewens se rigting verander. Iemand wat negatief in die lewe is, kan jy met jou woorde sy rigting bepaal. Nou gaan hy verder. Daar is nie net oor mense se rigtings wat bepaal word nie, maar woorde kan mense vernietig en verbrand. Hoor wat sê hy, is woorde wat brandstig. Hy sê, so is die tong, maar 'n klein liggaamsdeeltjie. En tog het dit groot mag. 'n Klein vuurtjie kan 'n groot bos aan die brand steek. So hoeveel vuurtjies het 'n mens nodig om 'n veldbrand te veroorsaak? Net een. Kyk daai een, hy sê, ek het net een vuurtjie nodig om 'n explosion, 'n ontploffing te veroorsaak. Terwyl ek so voorberei het, lees ek in 1871, daar in Chicago, en daar op die ou Leary plaas, daar binne in hulle skuur, het daar 'n vonkie, hulle skuur aan die brand gesteek. En 17.500 geboue later, 300 mense dood, 125.000 mense sonder huise, is daai brand eers gestop. So klein vuurtjie in hulle skuur het een van die grootste brande veroorsaak. Jy het net een vuurtjie nodig. So, het julle gehoor? Ek wil nou nie skinder nie, nee. Maar het julle gehoor? En wat is julle reaksie gewoonlik? Ja, wat vertel? Nou die oomblik as jy daai wat vertel, dan is jy deel van hierdie tong wat jy nie onder beheer kan hê nie, want eintlik moet jy jou ore toemaak. En hoeveel keer het mense al gesê, ek wonder daarom maar, jy weet, waar kry hulle die geld? Of, ek wonder maar net, wat doen hulle? En daai wonder maar net, begin hierdie brand. En ergens sit iemand en hy hoor hierdie storie, en hy vertel hierdie storie oor, en sê, hoorie, ek hoor hierdie ouens, daai ou koop my die geld, want ek weet nie hoe kry hulle dit reg om hierdie nuwe, hy bought 'n Jeep, te kry nie. He? Waar kry hulle dit reg? Hy het alweer 'n nuwe Jeep gekoop, sy het hom een gekry, 'n kleintjie, maar die seentjie het ook een. Waar kry hulle die geld? Wonder wat doen hulle? Sien hulle baie daar by Bushwood, wonder wat maak hulle daar? Miskien werk hy daar, jy weet dit nie. En so begin jy 'n storie. En uiteindelik gaan hierdie storie aan en aan en aan. En vernietig mense se lewens. Hoor wat sê hy in vers 6, dis my amazing wat hy sê daaroor. Hy sê, die tong is ook 'n vuur. Hoor dit sê, hy gebruik die woord, 'n wêreld vol ongeregtigheid. En dan sê hy, en dis die belangrike ding, ek wil julle vra, as 'n vuurtjie 'n vuur begin, dink julle die vuurtjie sal oorleef? Hallo, die vuurtjie gaan ook uitbrand. So wat sê hy hier? Hy sê die liggaam. Hy sê die tong is 'n wêreld vol ongeregtigheid. Die deel van die liggaam wat die hele mens besmet. So ook jy wat die vuurtjie draer is, jy wat die vuur aan die brand steek, jy wat begin deur te sê, jy gehoor. Uiteindelik sê die Bybel, word jy ook vernietig, want dit besmet jou hele liggaam. En dan sê hy hier, waar kom dit vandaan? Hy sê, dis van die geboorte af tot die dood toe aan die brand gesteek. En self word dit uit die hel uit aan die brand gesteek. So woorde wat vuur, skinderwoorde, woorde wat hierdie storieetjies begin, word in die hel aan die brand gesteek. Daarteenoor kom die uitstorting van die Heilige Gees ook met vuur. Hulle sê, toe die Heilige Gees uitgestort is, was daar tonge van vuur bo op daai mense, en dit het hulle hele lewe verander. So daarteenoor kom Jesus in Handelinge 1 vers 8, dan sê hy, julle sal krag ontvang, wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal getuig, julle sal praat oor my. So teenoor hierdie vuur, wat uit die hel uit aan die brand gesteek het, kom bring God die Heilige Gees, en hy sê vir ons, hoorie, as jy die vuurtonge van die Heilige Gees het, dan kan jy net so brandstig, maar dan kan jy brandstig in jou gesin, positief vir God. As jou tong
as jou tong deur die vuurtonge van die Heilige Gees aangeraak is, dan gaan jy jou buurt verander, jou skool verander, daar tussen jou vriende, dan gaan dit verander. Want jy gaan getuig. Ons hoef nie te oortuig nie. Dis nie ons werk nie. Die werk is net om te getuig. Daarom as hierdie kinderstorie begin, en jy begin dit, dan is die vraag wat eintlik Jakobus vra, maar het jy die vuurtonge al van die Heilige Gees toegelaat? Maar dis die ander kant daarvan. Dan gaan hy aan en hy gebruik 'n volgende voorbeeld, en ek noem dit woorde vol gif. Hy sê, alles wat loop, alles wat kruip of swem, elke soort dier word en is al deur die mens getem. Maar geen mens kan die tong tem, en dis die kruks. Kyk, julle ken nou sirkusse. Ek moet dit klaar lees. Hy sê dis 'n rustelose kwaad vol dodelike gif. Julle ken ons nou sirkus. Alle die wilde diere, jy kry 'n ou uit sit sy kop so binne in 'n leeu se bek. En dan al wat hy daar ruik is die leeu se asem, maar verder doen dit gebeur dan niks met hom. En selfs dolfyne, visse, hy sê enige dier het jy getem. Maar hoor wat sê, en dis die kruks daarvan. Maar geen mens kan die tong tem nie. So as jy vanoggend hier sit en jy hoor wat sê Jakobus uit sy brief uit, dan moet jy vandag bely en sê, ek kan nie my tong tem nie. Dis nie my beheer om dit te tem nie. Maar God kan. En dis waaroor die hele Jakobus brief gaan. As jy sê ek glo, dan moet aan die ander kant daar 'n praktiese iets kom. Dan behoort jou woorde anders te wees. Dan kan daar nie gif in jou woorde wees nie. Want al sê jy hierdie woorde, partykeer kan 'n mens hierdie woorde so sê, dit is soos gif. Dit is so dodelik, dit is so nydig, dit is so vol haat. Dit is so sarkasties. Dis te goed wat Jakobus ons waarsku. Want dis uiteindelik wat maak dat God nie sigbaar word nie. En hy het julle in die begin gesê, onthou julle? Hy sê, as jy jou tong onder beheer bring, dan kan jy 'n klomp sondes onder beheer bring. En nou kom hy by hierdie gedeelte wat vir my eintlik so sprekend is van die tong. Hy praat van 'n gesplete tong. Hy sê in vers 9 tot 11, hy sê, met die tong loof ons die Here en Vader, en met die tong vloek ons die mense, wat as die beeld van God gemaak is. Uit dieselfde mond kom lof en vloek. My broer, so moet dit nie wees nie. 'n Fontein laat tog nie uit dieselfde oog vars en braakwater opborrel nie. 'n Vyeboom, my broers, kan tog nie olywe dra nie, of 'n druiwestok vye nie. 'n Braakfontein kan ons nie vars water gee. So wat sê hy? Dis asof hy verstom staan en sê, weet jy, hoe kan jy hier vanoggend kom en daar in jou stilte tyd gaan en die Here loof? En as jy tussen Christene in 'n omgegroep sit of tussen Christene praat, dan loof jy die Here en jy praat oor sy goedheid. Maar terselfdertyd vloek jy. Ek wou vir julle 'n skyfie opsit van 'n gesplete tong. Iemand wat sy tong tot die diep binne in so middeldeur gesny het, so, maar dis te gross. Ek het tog gedog, nee, ek gaan julle dit spaar. Maar julle kan maar gaan Google split. Dit is amazing wat hierdie ouens doen. Jy dink of jy hierdie oor kan lek en daai oor te gelyk, maar dis lyk nie lekker nie. Dit lyk net af. En dis wat hy sê. Dis presies wat hy sê. Dit is so af. Hoe kan jy hierdie kant God loof met hierdie een deel van jou tong en aan die ander kant vloek jy? Ek het al baie keer geluister as ek so hoor ouens praat. Dan wonder ek by myself, maar kom hulle so op 'n Vrydag aand by mekaar en sê, kom sit gou, ons gaan mekaar leer vloek. Want waar kom al die vloeke vandaan? Waar kom die woorde vandaan? Ek was daar op 'n stadium by Ellis Park in 'n losie gewees, wat iemand wat by Absa werk my gevra het om saam te kom. En nou sê ek vir hom, jy sê nou nie vir hulle ek is 'n dominee nie. Nou vra hulle vir my, waar werk jy? Toe was ek nog by die NG Kerk. Ek sê, hy vra vir my, waar werk jy? Ek sê by NGK. Dis nie alleen nie.
Hulle vra nou, wat doen jy daar? Ek sê nee, ek sit spaak in mense se lewens. Maar die ouens gaan aan. Hulle gebruik hierdie high voltage woorde, en hulle gebruik hierdie ander woorde, en op 'n stadium kom die een ou, maar nog so tussen die vloek deur, toe sê hy vir my, ek kan nie geweet, sterretjie, jy sê sterretjie, dominee nie, want as jy vir my gesê het, dan sou ons nie so gevloek het nie. Maar, dis die punt. Hoe kan jy, hy sê hier, hoe kan jy mense vloek, wat na die beeld van God gemaak is? Dis God se beeld. Al is hierdie ou so sleg, binne in hom is die vonk van die potensiaal van God nog steeds in hom. Want God het elke mens na sy beeld gemaak. Al lyk dit baie keer of 'n hele verfblik op hulle uitgeval het. Maak nie saak nie. God het vir hulle so lief. Hy sê, hoe kan jy so iemand gaan vloek? Waar kom dit vandaan? Dan sê hy, het kom daarvan vandaan, want wat is in jou hart aan die gang? Want die termometer, die temperatuurmeter van jou en my geloof, is ons tong. Hoor wat sê Jesus in Matteus 15, vers 11, hy sê, dis nie wat by die mond ingaan, wat 'n mens onrein maak nie, maar is dit wat by die mond uitkom, wat 'n mens onrein maak. Lukas 6 vers 45 sê Jesus, die goeie mens bring die goeie tevoorskyn uit die oorvloed goeie dinge in sy hart. Die slegte mens bring die slegte tevoorskyn uit die oorvloed slegte dinge, waarvan die hart van vol is, loop die mond van oor. So wat 'n fontein is hier binne jou? Want dit gaan sigbaar raak in hoe jy praat. Dit gaan oorloop as jy geskit word. Wat kom uit? Wat is dit wat oorloop? Is dit lof? Is dit goed praat? Is dit woorde wat nie giftig is nie? Of is dit hierdie brak fontein, hierdie bitter woorde? En dan sê hy, en dit is vir my die kruks van hierdie hele gedeelte, en ek wil dit vir julle weer lees, hy sê, my broers en susters, so moet dit nie wees nie. Dis wat Jakobus sê. Hy gebruik al hierdie voorbeelde oor die tong en oor die fontein, en dan sê hy, my broers en susters, so moet dit nie wees nie. Vir julle wat sê, ek het Jesus aanvaar, Jesus is my koning, Jesus het my lewe oorgevat, so kan dit nie wees nie. So ek weet nie, gelukkig weet ek nie hoe praat jy nie, maar jy weet. So God sê, so kan dit nie wees nie. So ek sluit af. Hy sê hier die tong, ek het in die begin gekom en sê die tong, is hierdie ou klein stukkie vleis. Dit is in hierdie twee kake van jou. Maar dit is 'n dodelike gif. Dit is 'n brandstigter. Daarom bid ek en vra ek. En jy moet daaroor gaan dink. Het jy al by God gaan sit en sê, Here, vat asseblief die leiersels van my woorde. Of daar gaan sit en sê, Here, ek gaan vanoggend werk toe, ek gaan in hierdie vergadering, of ek gaan skool toe, ek wil vra dat U my help, dat my woorde mense se rigting positief skuif. Dat dit wat ek sê, hulle rigting in U rigting sal vat. Dat ek nie, deur dit wat ek sê, vir mense, dat mense sal sê, ek stel nie belang nie. Ek wil nie meer deel wees van Christene nie, want hoor hoe praat hulle. Nou sit jy by die Here en sê, Here, ek wil vir U vra, om my tong te vat, om die wêreld aan die brand te steek vir U. Al sê ek net een sin, al los ek net een woordjie, een suggestie, mense se lewens verander. Dan sit by God en vra vir hom. Vra vir hom om die gif uit jou woorde uit te haal. Want hier op Golgotha het Jesus mos alles kom oorwin. So jy kan by hom kom sit en sê, Here, ek wil nie meer hierdie giftong hê nie. Regte tong hê wat vir U loof. Want weet jy wat? Dan gaan 'n tyd kom wanneer mense wat nie glo nie en mense wat glo, mense wat God loof, mense wat hom vloek, mense wat giftige tonge het, maak nie saak wie nie. Daar gaan 'n tyd kom dat hulle elkeen voor Jesus gaan buig. En dan wil ek liewerster in hierdie kant staan waar ek hom kan loof. Hoor wat staan daar in Filippense 2. Hy sê, daarom
het God hom, Jesus, ook tot die hoogste eer verhef en hom die naam gegee wat bo elke naam is, sodat in die naam van Jesus, hoor hierso, elkeen wat in die hemel en op die aarde en onder die aarde is, die knie sal buig, en hoor jy, in elke tong sal erken, Jesus Christus is die Here, tot eer van God die Vader. Dan gaan 'n tyd kom, waar dit dalk te laat is vir 'n klomp ouens, maar mag dit so wees, dat jy daai dag daar kom, dat jy sommer net uit blydskap, nou al reeds kan sê, ek buig voor Jesus, my tong getuig, net een ding, Jesus is die Here. Dis mos goeie woorde. Sê my dit saam. Kom ons bid. Here Jesus, ek kan so 'n klomp kere in my lewe dink, wat ek goed gesê het, wat ek nooit moes gesê het. Baie keer kan jy dit nie regmaak nie. Dankie vir u woord. Dankie dat u vir ons kom rigting gee. Nie met ons raas nie. Jy vir ons net kom sê, hoor jy, as jy sê jy is gelowige, help, dan moet jou tong moes anders te praat. So help ons, Here, sodat ons tong volledig onder die leisels kan sit. Dat ons brandstigter sal wees van u. Dat ons regtig ons tong, ons woorde sal meet. Mag die woorde op ons lippe sal wees, Jesus is die Here. Dat ons meer loof as wat ons vloek. En dat hierdie vloek heeltemal sal uitgaan uit ons. Leer vir ons nuwe woorde, nuwe taal. Asseblief. Nie ter wille van ons nie, maar ter wille van u. Want hierdie laaste gedeelte van Filippense sê, dit gaan tot u eer. En u leer vir ons en sê, broers en susters, dit kan nie so wees nie. Ons kan nie maar net terugsit en dit aanvaar nie. En vir ons is dit dalk 'n klomp goed wat ons moet afleer. Maar help ons daarmee, dat ons stukkie vir stukkie sal afleer, om leuns te vertel, kinderstories te vertel, Here. En mense te beswaarder. Dankie vir u woord. Dankie dat dit so prakties na ons toe kom. Help vir ons asseblief. Amen. Ek wil hê ons moet nou ons dankoffer opneem, en die lied wat hulle vir ons gaan sing, is 'n lied wat ons sal help met ons tong, want hoe nader jy aan God kom, hoe minder sal jy wil vloek, hoe minder sal jy wil skinder. So kom ons dien die Here met ons offergawe. Nearer to thee.
Vader, dankie dat U vir ons so goed is. Dankie dat ons iets kan teruggee van dit wat U vir ons gee. Ons weer is heeltemal te min. Dat U seën vir ons so ongelooflik. Maar dankie dat ons kan bid dat hierdie dankoffer U tot eer sal strek. Amen. Kan julle staan? Kan jy vir ons daai ding terughardloop? Kom ons staan en sing ons hierdie lied weer 'n keer. Kom ons staan. Kan ons weer daai dankofferlied net kry? Dan vra jy vir die Here, ek wil nader aan U kom. As jy nader as aan die Here is, maklik sal ons stop as hy Ja, dat ek die afkondigings met julle deurgaan. Hier net hierna die Openbaring reeks gaan aan. Ons is daar by hoofstuk 15. As julle dit gemis het, jy wil dit graag kyk, julle kan dit kyk op ons ek het laas vir julle ons app gewys, sermon.net. Gaan op daai app in as jy 'n Apple of 'n Android het. As jy nie dit het nie, kan jy ook op Vimeo gaan soek. Openbaring praat met my, dan kan jy dit opvolg. Maandag aan Young Adults daar by Gerard se huis. Almal is welkom. En dan die Bybelstudie by ons huis. Hulle hanteer Jakobus en dit is 'n heerlike boek ook om deur te werk saam met wat ons nou hier doen. Woensdag aan daai het julle die belydensklas, as jy nog nie in die belydensklas is nie, ja 10 tot 11. En dan ons omgegroepe, soos dit in die week by mekaar kom. Ek vra maar weer, as jy nog geen omgegroepe is nie, kan jy? As jy nie kan nie, skakel in by ons virtuele omgegroepe. Daar's 3 van hulle op Facebook. So praat met my, dan sal ek jou daar insit as jy nie in 'n omgegroep kan wees nie. En dan die jeug. Dirk, wil jy iets sê? Hoekom nie? Kom sê vir die jeug man. Dirk kry so koud. Nee, daar's jeug Vrydag aand en hulle gaan oor Daniël praat, né? Ja. So Daniël, as jy nog nie daar was nie, dis alle hoërskooljeug, daar's 'n jaar 7 tot 12, maar as jy al daar was, dan moet jy 'n maatjie saambring. Want dis 'n heerlike geleentheid daar, waar ons al reeds hoeveel persent, 50% is van nie van ons gemeente nie, né? So half pad.
Maar daar's 'n heel wat nie van ons gemeente al reeds is nie, maar bring julle vriende, se heerlike bymekaar koms hierso Vrydag aand. En dan oor 2 Sondae het ons algemene jaarvergadering. Asseblief, julle moet probeer om hier te wees, want ons gaan daarna, ons moet, in terme van ons wet, van die wet, moet ons oor ons eenmaal 'n jaar vergadering hê. Ons praat, julle moet die finansiële state goedkeur, die begroting, en ons gaan so 'n bietjie met julle gesels oor 2016. Hein gaan vir ons kom help om te praat, nie net oor finansies nie. Hein sê, mense ken hom net as hy oor finansies praat, maar dis sy rol as die leier van ons ouderlingeraad. Kom ons staan, en hierdie lied wat ons nou gaan sing, is 'n gebed. Jy vra vir die Here om jou te seën, en daarna gaan ek sy seën vir julle gee. So kom ons staan, en dan vra ons vir die Here om ons te seën. Dis ook 'n mooi lied, né? Dis so 'n mooi lied, maar ons gaan hierdie lied sing. Mag U Gees ons lei, mag U Gees ons volmaak, as ons hier vergader in U heilige naam. Ons wil in aanbidding hier voor U kom staan. Sien ons as ons nou weer verder gaan. Sien ons as ons verder gaan. Mag U Gees ons lei en mag U Gees ons volmaak, as ons hier vergader in U heilige naam. Ons wil in aanbidding hier voor U kom staan. Sien ons as ons nou weer verder gaan. Sien ons as ons verder gaan. Mag U Gees ons lei en mag U Gees ons volmaak, as ons hier vergader in U heilige naam. Ons wil in aanbidding hier voor U kom staan. Sien ons as ons nou weer verder gaan. Sien ons as ons nou weer verder gaan. Sien ons as ons verder gaan. Dis wat jy nodig het om reg te praat. Die Here se seën. So ek gee dit vir julle. Ek kom lê op julle elkeen. Die genade van God ons Vader. Die liefde van Jesus Christus, ons Here. En mag julle elkeen beleef in hierdie week, die Heilige Gees leer julle om reg te praat. Die Here seën ons hierdie week en totdat Jesus ons kom haal. Amen. Kom ons gaan kuier nou, moet nou nie huis toe gaan nie. Kom ons kuier heerlik. He is Lord. He has risen from the grave, and He is Lord. Every knee shall bow, every tongue confess that Jesus Christ is Lord. Hail, sing. Hail, sing. Hail, oorwinnaar kom
is ons God. Ons sing hoe groot is ons God. Almal sal sien hoe groot is ons God. Eeuwe kom en gaan en tyd